Ons wil U vanmôre loof, my Vader, en ons wil U prys dat in hierdie tyd van U volk, U besig is om U kosbare woord vir U volk oop te maak, vir U volk te breek. En ek wil vanmôre bid dat U 'n groter honger sal stuur in die harte van ons volksgenote. 'n Honger, Vader, vir die waarheid, 'n honger vir U woord. En ek wil vandag vra dat U deur U Gees U woord vir U volk sal oopmaak. En ons bid vanmôre dat U arbeiders in ons land sal opwek. Nie huurlinge nie, maar gestuurdes. Manne wat 'n roeping van U ontvang het, wat in hierdie tyd as jagters en as vissers na U volk kan gaan. En manne wat U woord by hulle het. Manne wat gehoor het wat die Gees van Jahwe wil sê vir hierdie tyd. En manne wat U woord sal preek, U woord sal verkondig en vir hierdie volk in hierdie tyd waarin ons lewe sal hoop gee. Dankie dat ons nie alleen is nie en dat U by ons is. Dankie dat ons elke dag kan lewe in die oorwinningskrag van Yeshua die Messia. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons is en dat ons liggame vanmôre tempels kan wees van die Heilige Gees. En dankie my koning dat U ons verlig en dat U vir ons help om te hoor en dat U vir ons lei en dat U vir ons sterk maak. Kom seën en salf dan vanmôre U woord, nie net ook vir hulle wat hier is nie, maar vir almal wat hierna sal luister. En ek bid dat dit waarlik spys sal wees, waarlik brood sal wees, waarlik 'n lig vir elke voet en 'n lamp vir elke pad. Dankie dat die magte van duisternis vanmôre in hierdie plek en om hierdie plek gebind is in Yeshua se naam. Dankie vir die bediening van die engele hier, vir die bediening van U Gees, vir U kosbare bloed wat vanmôre hier oor ons is en om ons is. En dankie vanmôre vir gewillige en honger harte wat bereid is om U woord te ontvang en dit hulle eie te maak. Ons loof U in Yeshua se naam. Amen. Ek wil graag vir U lees as U die Bybel saamgebring het in 1 Timoteus 1 Timoteus hoofstuk 6 en ons gaan lees vanaf vers 11. 1 Timoteus hoofstuk 6 vanaf vers 11. Maar jy, man van Elohim, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Die lewe wat U en ek as gelowiges lewe op hierdie aarde noem die apostel hier 'n lewe van stryd. Maar voordat U nou bang word vir die stryd, hy sê dis 'n goeie stryd. Dis nie 'n slegte stryd en dit is 'n stryd van geloof. En ek dink dit was oom Jaap Maree wat gesê het, stryd is lewe. Stryd is lewe. Daar is baie groot waarheid daarin. En as ons vir Vader wil leef, as sy volk en as sy kinders, dan moet ons hierdie beginsel verstaan waaroor ek vanoggend met U wil praat. As U dink dat om vir hom te leef maar net altyd maklik sal gaan en dat dit maar net altyd goed sal gaan en dat alles maar net altyd in hulle plek sal val, dan gaan U vir Uself misgis en U gaan in die proses gaan U dalk seer kry en teleurgestel word. Maar as U bereid is om toe te tree tot die stryd en te sê ek is bereid om hierdie goeie stryd van die geloof te stry en dit te leef en met die hulp en met die krag van die Heilige Gees gaan ek dit maak. Want dis waarvoor hy gekom het. Dis waarvoor die meester gesê het, die Heilige Gees gekom het. Hy het gekom vir 'n hele paar dinge en dit is eerstens om vir ons die woord te leer, om die meester aan ons bekend te maak, om vir ons leiding te kom gee in ons lewe, vir ons help om geestelike waarhede te verstaan en nog 'n hele paar ander dinge, maar hy het ook gekom om vir U en vir my sterk te maak vir die stryd waarin U en ek gewikkel is. En hierdie stryd waarin U en ek gewikkel is 'n stryd wat sal voortduur
totdat ons Messia kom. Tot daardie dag aanbreek dat die verganklikheid met die onverganklikheid vervang is. Tot daardie dag, wanneer die wankelbare met die onwankelbare vervang word. En as ek so terugkyk na my lewe wat verby is, ek het as 'n jong seun by die meester uitgekom, en vir meer as 30 jaar is ek al in hierdie geestelike stryd. En daar was dae van hoogtepunte, en daar was dae van laagtepunte, en daar was dae van groot vreugde en blydskap, en daar was dae ook van hartseer en teleurstellings. Daar was dae van heerlike oorwinning, daar was dae van mislukking, daar was dae van sterk wees in die gees, en daar was ook dae gewees waar ek maar gestry het met die vlees, en gestry het met die wêreld. Daar was dae wat ek toegegee het aan versoekinge, en daar was dae wat ek ook hierdie versoekinge oorwin het. Maar as ek kan terugkyk na al die jare wat verby is, dan wil ek net een ou sinnetjie daaroor skryf, en dit is: al hierdie jare was my vader getrou. Al hierdie jare was my vader goed gewees. Al hierdie jare kan ek waarlik sê, hy het my nooit begewe en hy het my nooit verlaat. Jy weet, 'n mens is bewus van sy teenwoordigheid en sy liefde vir jou wanneer alles goed gaan. Maar dis wanneer daar druk op jou begin kom, dis wanneer die dinge nie loop soos ons graag wil hê dit moet loop nie. Dis wanneer ons ervaar in ons lewe dat die dinge nie gebeur soos ons graag wil hê dit moet gebeur nie, dat ons baie maklik aan die versoeking kan toegee en sê, wel, hy het my nie lief nie, hy gee nie om vir my nie, en hy het nie 'n plan vir my lewe nie. Maar dis juist daardie tyd waar u en ek ons geloof in hom weer moet vasmaak en ons vertroue net weer in hom moet bevestig. Elkeen van u en ek is beplan. Vader het 'n doel met elkeen van ons. Hy het 'n plan met elkeen van ons. En hy is progressief besig om deur sy gees vir u en vir my te lei, sodat u en ek sy goeie en welgevallige wil vir ons lewe kan ervaar en beleef. Sy wil vir my lewe is nie noodwendig sy wil vir u lewe nie. En sy wil vir u lewe is nie noodwendig sy wil vir u vrou, of vir u kinders, of vir u buurman, of vir u broer, of vir u suster nie. Elkeen van ons moet uitvind, wat is sy wil vir ons lewe? Maar om daardie wil in my lewe gevestig te kry, gaan 'n stryd kos. Gaan 'n stryd kos. En die Bybel sê, dis nie 'n slegte stryd nie, dis 'n goeie stryd. Hoekom is dit 'n goeie stryd? Want die Bybel sê, hy is vir ons. Hy is nie teen ons nie. Die Bybel sê, met my Elohim loop ek 'n bendestorm, en met hom spring ek oor 'n muur. En die apostel Johannes sê dat hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. En dis waarom dit 'n goeie stryd is. En weet u, dit maak nie saak watter mag van die hel teen u kom nie. As u vashou aan dit wat ek vanoggend met u gaan deel, en as u dit gaan doen in u lewe, is daar geen mag van die hel wat u sal kan weghou of verhinder om Vader se wil in u lewe te smaak en te ervaar nie. En Vader sal sy woord en sy beloftes in u lewe vervul. Die stryd wat u en ek het, is 'n stryd om die duisternis te staan. Dis 'n stryd om te ontvlug van dit wat die koninkryk van duisternis teen u en my beplan. Dis waarom ek vanoggend met u gaan praat oor 2 woordjies, naamlik vlug en jaag. Vlug en jaag. Hy sê, jy man van Elohim, vlug van hierdie dinge weg. Watter dinge? Vlug van dit wat sy oorsprong het in die koninkryk van duisternis. Vlug van dit wat Satan teen jou beplan. Vlug van dit wat Satan teen jou in gedagte het. Vlug van dit wat die bose hiërargie beplan om in jou lewe te vestig, om jou te weerhou dat Vader se wil in jou lewe vervul word, en dat jy die vervulling van sy beloftes in jou lewe ervaar en die kragtige werking van sy gees. Maar dan sê hy ook, jaag. Jaag na dit wat aan u behoort. Jaag na dit wat u sin is. Jaag na dit wat aan u bemaak is deur die dood en opstanding van ons meester Yeshua die Messia. Ons kan nie net vlug van die môre tot die aand nie, ons moet ook jaag na dit wat aan ons behoort. So hier moet 'n balans wees tussen die twee. Ons moet vlug, maar ons moet ook jaag. Ek kan nie net jaag en ek vlug nie. Ek kan nie net vlug en ek jaag nie. Dis waaroor ek met u graag wil praat vanoggend, want dis 'n baie, baie belangrike beginsel as u en ek die goeie stryd van die geloof wil stryd. Nou, dood en lewe is altyd teenwoordig, net soos wat dag en nag teenwoordig is. U weet,
Daar's twee koninkryke aan die werk in die wêreld. Die een is die koninkryk van lig en die ander een is die koninkryk van duisternis. En hierdie twee staan in oppositie teenoor mekaar. Die Bybel praat van Genesis 5, Genesis af, is daar twee sade ook, wat in vyandskap staan teenoor mekaar. Jy kry hierdie twee magte wat gedurig aan die werk is teen mekaar. Daar gaan 'n dag kom wat daar nie meer nag sal wees nie. Ek weet nie of u dit al gelees het nie. Wanneer ons meester kom, sal daar nie meer nag wees nie. Die Bybel sê so. En daar sal ook nie meer 'n son wees nie. Want die son van geregtigheid, Yeshua die Messia, sal dan ons son wees. En daai bedeling waarin u en ek nou lewe, van dag en nag, en winter en somer ensovoorts, dit sal verby wees. Maar tot en wyl ons daardie dag bereik, gaan ons te doen kry met dag en nag. En Satan het die wêreld binnengekom deur vir Eva te verlei, deur Adam en Eva in ongehoorsaamheid te bring en sonde in die wêreld in te bring en deur die sonde die dood. En van daardie tyd af het u en ek as Adamiet te doen met hierdie twee magte, die koninkryk van lig en die koninkryk van duisternis. En ons sal daarmee te doen kry totdat ons meester kom. Nou, as u nou wil mooi verstaan hierdie beginsel van dood, geestelike dood, hoe dat dit werksaam is in die wêreld waarin u en ek ons bevind, wil ek net vir u iets verduidelik. Dis baie opsigtelik as jy dit verstaan, dat al die hartseer, al die pyn, al die ellende, al die smart, al die verslawing en al hierdie negatiewe magte en die uitwerking daarvan, veral onder die Adamiet, jy kan 'n lang lys van hierdie goed gaan maak. Dis alles die gevolge van die koninkryk van duisternis se werk in hierdie wêreld. Daar's een van twee magte wat ons beïnvloed. Jy moet dit verstaan. En jy moet altyd vir jouself vra, wat het my beïnvloed om hierdie ding te sê? Wat het my beïnvloed om hierdie ding te dink? Wat het my beïnvloed om hierdie ding te doen? En as jy gaan begin om dit te doen en 'n ontleding te maak, gaan kyk na die goed wat mense aanvang. Adamiete, ek praat van Adamiete, Israeliete, gaan kyk die goed wat hulle aanvang. Dan vra jy vir jouself, wat het daai man beïnvloed om sy eie dogter te molesteer? Wat het daai man beïnvloed soos nou onlangs om sy vrou en twee ou dogtertjies dood te skiet en op 'n bloedspoor te gaan en nog ander mense te gaan doodskiet? Blanke mense, soos ons, Israeliete, Adamiete. Wat het daai een beïnvloed om daai geld te verduister by sy werk? Wat het daai een beïnvloed? Wat se magte is aan die werk in die wêreld wat ons nie kan sien nie, wat mense beïnvloed? Negatief of positief? Dit bring ons weer by hierdie ding waarmee u en ek te doen het, die lig en die duisternis. En verseker, was dit nie die koninkryk van lig wat daardie man beïnvloed het om sy vrou dood te skiet en sy twee dogtertjies en al daai ander mense. En so kan ons 'n ontleding maak as ons na die wêreld kyk om ons. Baie keer in ons eie lewe ook. Moenie dink omdat u 'n gelowige is en omdat u 'n kind van Vader is, dat u nie negatief beïnvloed sal word deur die magte van duisternis. Petrus was 'n apostel en die duiwel het sy stem gebruik. Judas was 'n apostel en die Satan het hom ingevaar om die meester te verraai. En baie keer, as ons net hierdie ding wil doen, hierdie beginsel wil verstaan van vlug en jaag, sal ons baie gou agterkom in ons lewe, voordat ek 'n ding sê, voordat ek 'n ding doen, net vir myself die vraag vra, wie het my beïnvloed om hierdie ding te doen? Waar kom die invloed vandaan om hierdie ding te doen, of hierdie ding te sê? Dan gaan ons baie meer in staat wees om die goeie stryd van die geloof te kan stry. As jy byvoorbeeld nou 'n Adamiet vat, ons kry baie daarmee te doen. U het ook al seker baie daarmee te doen gekry. Een van ons eie mense, een van ons eie volksgenote. Weet jy kan sien of die geestelike lewe en of geestelike dood in iemand se lewe werksaam is. Wanneer iemand beïnvloed word deur die magte van duisternis en die magte van duisternis werk in daai persoon se lewe. Ek onthou, ons het nou so tyd gelede het ons 'n dame gehad by ons in die gemeente en ons het haar gedoop. En sy het kom voor staan en almal het haar gesien. En agterna het mense met my kom praat en hulle het vir my gesê, as hulle so na haar kyk, dan sien hulle
die littekens van 'n swaar lewe op haar. Hulle sien die littekens wat sonde op haar gelos het. En as jy na haar kyk, dan kan jy dit sien. En as jy begin om jouself in te stel om na mense te kyk, dan kan jy kan in hulle voorkoms sien, jy kan in hulle liggaam sien, jy kan in hulle voorkoms sien, hoe dat sonde sy merk gelos het. Hoe dat sonde 'n houvas gehad het in hulle lewe, hoe dat sonde 'n verwoestingswerk in hulle lewe aangerig het. Dood se uitwerking, geestelike dood se uitwerking kan jy sien in mense se lewens. Mense wat net vir die vlees en vir die wêreld leef en vir sonde leef en gemanipuleer word deur die duiwel wat se lewe van die môre tot die aand goddeloos is. Jy sien dit in hulle voorkoms, jy sien dit in hulle oë, jy sien dit in hulle optrede. Sonde het sy merk gemaak. En weet jy wat? Jy kan dit ook sien in wie as daar lewe, ewige lewe in iemand se lewe is. Vat nou maar byvoorbeeld as jy jare geleef het in sonde, jare geleef het en jy het geluister na die duiwel en jy was beïnvloed deur die duiwel en jy het deur aaklige dinge in jou lewe gegaan. Sonde het sy merk op jou gemaak. En jy kom by Vader uit en jy ontvang die ewige lewe. Gee hom net so 'n paar jaar kans. As jy daai ewige lewe begin toelaat het hier binne in jou om uit te kom, te begin leef deur jou en jy het 'n before en 'n after foto om dit so te stel. Dan kyk jy na daai lewe wat jy geleef het, 2 sondige lewe geleef het, en dan kyk jy nou na jouself en jy kan nie glo jy is dieselfde mens nie. Selfs die foto lyk anders. Iets het met jou gebeur, iets het met jou plaasgevind. Die ewige lewe hier binne in ons het net die vermoë om die skade van die duisternis uit ons lewe uit te kanaliseer. Ek het dit so baie keer gesien in my lewe. Iemand was 'n swaar drinker en hy was 'n swaar roker en hulle het gelieg en gesteel en gebedrieg en in sonde gelewe en ongeregtigheid gelewe en na die duiwel geluister en was deur hom beïnvloed. Sommige was betrokke by die okkulte. Ek het hierdie ding gesien in kinders en jong mense se lewens, hoe dat die okkulte 'n merk maak op hierdie jong mense en hoe dat mense se lewe in assosiasie met die duisternis 'n merk maak op hulle. En jy sien dit. Maar jy kan dit ook sien as iemand by die ewige lewe uitgekom het. Jy sien dit in hulle oë, jy sien dit in hulle liggame, jy sien dit in hulle totale optrede. Prys Vader vir die ewige lewe. Prys Vader vir die lewe wat hy vir ons beskikbaar gestel het in sy seun Yeshua die Messia. Nou, vlug en jaag. Die ontvlugting begin eintlik eers die dag met wedergeboorte. Dis waar die ontvlugting eintlik eers begin. Nou, ons meester sê daar in Johannes 5 vers 24, 'n baie interessante ding. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het. Nou, jy moet hier net verstaan, baie mense sit vanmôre in kerke. Baie van u het in die kerk groot geword, baie van ons het in die kerk groot geword. Maar jy het in daai kerk gesit en jou lewe was nooit verander nie. Nooit, jy het dieselfde gebly, is dit so nie? Hoeveel van ons mense gaan vanmôre kerk toe, jaar in en jaar uit, hulle bly dieselfde mens. So wat die meester hier sê is, nie net julle wat my woord hoor en glo het die ewige lewe nie, maar hulle wat waarlik deur die Heilige Gees aangeraak word, hulle in wie se lewe die woord ingedring het, en hulle daai woord hulle eie gemaak, en daai woord was gedryf deur die Heilige Gees, en hulle dit geglo, dat Yeshua vir hulle kom sterf het, en sy lewe vir hulle gegee het, en sy bloed vir hulle gegee het, en iets gebeur hier in hulle binnekant, iets gebeur hier in hulle hart. Ek onthou 'n diens wat ek gehou het, en hierdie mense was almal of gereformeerde mense, of hulle was APK mense, of hulle was gereformeerde mense, en so aan. Maar hierdie mense het vir jare, sondag na sondag, het hulle boodskap gehoor. Ja, sondag na sondag het hulle diens gehoor. Maar daar die oggend in die diens, het daar iets anders met hulle gebeur. Hulle harte het oopgegaan. Hulle ore het oopgegaan. Die woord het in hulle harte ingegaan, gedrywe deur die Heilige Gees. Weet jy hoeveel preke is daar sonder die Heilige Gees? Dis die rede hoekom mense nie verander nie. Maar prediking deur die Heilige Gees gaan in mense se harte in. Die Heilige Gees vat hom in daai hart. Hy is soos 'n tweesnydende swaard, prys sy kosbare naam. En wonderlik is dat die meester gesê het, my skape ken my stem. Is dit nie so nie? Wanneer die skape die stem hoor, dan sê hulle, hierdie stem soek ek.
Ek verlang na hierdie stem. Ek wil hierdie stem hoor. En dit maak nie saak hoe ver ek ry nie. Vra maar my broer, hoe ver ry mense soms dienste toe? 3, 4, 500 kilometer. Net om by een diens te kom. Hoekom? Want hulle het sy stem gehoor. En daai skaap hy wil by daai stem wees. Hy wil by die herder wees. En nou sê Joshua, dat as jy gehoor het, en jy het geglo, dis wat die woord doen, die woord skep geloof in jou hart, en jy glo, en jy ontvang, en jy maak het jou eie. Hy sê, het jy die ewige lewe, en jy het oorgegaan uit die dood in die lewe. Jy het ontvlug van die duisternis, jy het ontvlug van Satan se heerskappy, jy het ontvlug van die dood, en jy het by die ewige lewe uitgekom. Nou sê die apostel Petrus in 2 Petrus 2 vers 20 'n baie belangrike ding. Hy sê, want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die meester en zaligmaker, Joshua, Messia, die besmettinge van die wêreld ontvlug het. Is dit nou weer? En dit waarvan hy hier praat, is die wedergeboorte van die Israeliet, van die Adamiet. Wanneer jy by Joshua uitkom, het daar 'n ontvlugting plaasgevind. Jy is ontruk aan die heerskappy, die dominering van die koninkryk van duisternis. Hy sê, as jy jou van hierdie dinge vrymaking ervaar het, oorwinning ervaar het, jy dit ontvlug, hy sê, en hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. So ons ontvlug deur die wedergeboorte. Maar nou sê die skrif, dat nadat ek ontvlug het, moet ek begin jaag na dit wat vir my gaan behoudenis gee. Dit wat vir my gaan help om vry te bly van die koninkryk van duisternis se invloed. Vry te bly van die magte van duisternis se invloed in my lewe. Ek kan nie net wegvlug nie. Ek moet ook jaag na sekere dinge. En dis waaroor ek met u wil praat vanoggend. Vlug van die dinge wat vir jou geestelike skade kan berokken. Weet jy, daar's dinge wat vir jou kan baie geestelike skade berokken. Vlug van die dinge wat nie Vader se wil vir jou lewe is nie. Ons kan nie meer daarmee saamgaan nie. Ons moet daarvan vlug. Ons moet daarvan pad gee in ons lewe. Ek is nie verantwoordelik vir u geestelike lewe nie. U is nie verantwoordelik vir my geestelike lewe nie. Jy is nie verantwoordelik vir jou vrou se geestelike lewe nie, en jou vrou is nie verantwoordelik vir jou geestelike lewe nie. En jong mense, julle wat na my luister, pa en ma is ook nie verantwoordelik vir julle geestelike lewe nie. Pa en ma kan vir julle die woord leer, pa en ma kan vir julle diens toevat, pa en ma kan boeke vat, hulle kan saam met julle lees, saam met julle bid, maar jy moet na jou eie geestelike lewe kyk. En as jy ontvlug het deur die wedergeboorte, dan moet jy vry bly. Jy kan nie weer teruggaan na daardie dinge toe. Jy was dood, nou lewe jy. Jy was onder die hand van die duiwel, nou is jy onder die hand van Joshua die Messia. Ek kan nie meer daai dinge gaan doen wat ek gedoen het. Ek kan nie meer gaan leef soos ek geleef het. Hoor jy wat ek sê? Ek moet van dit vry bly. Weet jy wat sê die Bybel? Dat as die duiwel uit 'n mens uitgegaan het, en hy het so 'n draai gaan maak, en hy kom terug en hy sien, maar hierdie huis is skoon, en hy is uitgevee, en hy is versier, maar hy is leeg. Dan vat hy van sy maatjies, dan trek hy weer in die huis in, en dan sê die Bybel, word daai toestand van daai mens erger as wat dit was. So as jy ontvlug het, deur die wedergeboorte is jy gewas, jy het skoon geword, jy het die tempel van die Heilige Gees geword. O, hier het iets wonderlik met jou gebeur, jy is vrygemaak, jy is verlos. Maar jy moet nou daai huis vul met goed waarna jy jaag. En ek gaan vir u wys, wat is daai goed waarmee jy jou huis moet vul? Jy moet jou huis vul met dit. En as jy nie jou huis vul met dit, is die kans weer groot, dat die vyand in jou lewe gaan kom, en dat jy kan verloor wat jy ontvang het. So as jy ontvlug het, moet jy vry bly. Dis baie belangrik. En jy moet wegbly van daai goed. En die Heilige Gees sal jou waarsku. Jy het nie 'n predikant nodig nie. Die Heilige Gees is in jou. Hy woon in jou, hy bly in jou. En jy moet na hom luister. Net daai gevoel hier binnekant. Net daai gevoel wat vir jou sê, nee, nie hierdie ding. Bly hier weg. Los dit. Luister daarna. Dis die rede hoekom die Heilige Gees met jou praat, is om jou te waarsku. Jy moet wegbly van hierdie ding af. Ontvlug hierdie ding. Bly weg van hom af. Hy gaan jou geestelik
besoedel. Hy gaan jou geestelik onrein maak. Hy gaan jou geestelik tap. Hy gaan jou geestelik in die hande kry. Kom ons wees 'n bietjie prakties. Vlug van die dinge wat in die koninkryk van duisternis opereer, en ons kan baie goed noem, maar ek wil 4 goedjies noem. En jy kan baie ander goed kan jy aan hierdie 4 goed hang, wat 'n geweldige invloed in ons lewe het. En die eerste ding waarvan ons moet wegvlug is sonde. Wat is sonde? Sonde is 'n verbreeking van sy woord in jou lewe. Dit is dinge in jou lewe wat nie Vader se goedkeuring wegdra nie. En die Heilige Gees sal jou daaraan herinner, hier diep binne in jou. Hierdie ding is nie Vader se wil vir jou lewe nie. Hierdie ding is rebellie. Hierdie ding is opstand teen Vader. Bly weg, bly weg, bly weg, bly weg. Oorwin hierdie ding in jou lewe. Kry hom onder jou voete. Heers oor hom, regeer oor hom. Hoor vir my mooi mense. Het is wonderlik dat ons sy volk is, en het is wonderlik dat ons sy kinders is. En prys sy naam, hy het met ons 'n verbond, en al daar die pragtige dinge. Maar ons moet deur die wedergeboorte ontvlug. Ons moet by die plek kom dat ons die ewige lewe ontvang. En as ons by die ewige lewe uitgekom het, dan kan ons nie meer leef soos die wêreld nie. Ons kan nie meer praat soos die wêreld nie. Ons kan nie meer doen soos ons ongeredde volksgenote daar buite doen nie. As jy gewoond was in die verlede, jy hou gereeld partytjies, en is 'n drinkery, en is 'n dansery, en is 'n vloekery, en is 'n swetsery, en is 'n veelgrappe besigheid en al hierdie goed. Jy sal moet op 'n stadium in jou lewe kom waar jy besluit, want jy gaan hier binnekant gaan jy weet, as jy besigheid meen met Vader, ek kan nie meer op daai manier aangaan nie. Ek kan nie meer daai soort lewe leef nie. Hierdie goed pas nie meer by my nie. En die Heilige Gees sal vir jou begin wys, hierdie goed pas nie by jou nie. Hierdie goed pas nie by jou nie. Weet jy wat is heiligmaking? Die Bybel sê sonder heiligmaking sal niemand die Almagtige sien nie. En dit beteken baie meer as wat ons dink. Dit beteken ook onder andere, jy sal hom nooit in jou lewe beleef nie. Jy sal hom nooit in jou lewe ervaar nie. Hy sal vir jou 'n vreemdeling bly as jy nie heiligmaking najag nie. Weet jy wat is heiligmaking? Heiligmaking is ontvlugting. Heiligmaking is aflê, aflê, aflê. En as ek so terugkyk na my pad wat ek geloop het, my geredde pad, dan kan ek kyk na die goed wat ek langs die pad afgelaai het. Dit het ek gedoen, ek doen dit nie meer nie. Dis hoe ek gepraat het, ek praat nie meer so nie. Dis hoe ek geleef het, ek leef nie meer so nie. En dis wat ons in hierdie tyd moet hoor. Ons moet hoor ons is sy volk, dis baie belangrik. Maar ons moet ook hoor, u en ek moet hom behaag. Ons moet vir hom lewe. In my huis, wat is daar in my huis wat hom nie behaag? Wat is daar in my lewe wat hom nie behaag nie? Wat is daar in my lewe wat my geestelike lewe kan verhinder, wat dit kan strem? Ek moet hierdie goed aflê, aflê, aflê. Die tweede ding is ongeloof. Weet, ons hele lewe was beïnvloed en gemanipuleer deur ongeloof. Ons was beïnvloed deur wat ons sien, voel en hoor. En ons moet ontslaa raak van ongeloof in ons lewe. En ons moet by 'n plek in ons lewe kom, en gaan nou vir u wys waar ons moet begin jaag na geloof. Vlug weg van ongeloof. Ongeloof sal jou in die arena hou waar jy verslaan bly. Ongeloof sal jou in 'n plek hou waar jy nooit sy beloftes in jou lewe vervul sal kry nie. Ongeloof sal jou in 'n plek hou waar jy nooit oorwinning behaal nie, want ongeloof sê, hy het nie bedoel wat hy gesê het nie. Ongeloof sê, sy beloftes is nie vir my nie. Ongeloof sê, die duiwel en die omstandighede is sterker as wat hy beloof het. Ongeloof twyfel in die vermoë van die Almagtige. Weet jy hoekom het die volk in die woestyn gesterf? Ongeloof. Hoekom het hulle in die land ingegaan nie? Ongeloof. En met ongeloof is dit onmoontlik om Vader te behaag. En weet jy wat, hoekom moet ons wegvlug van ongeloof af? Want ongeloof aktiveer die mag van duisternis in ons lewe. Dit gee die duiwel 'n hou vas oor ons. My boerdery, my huwelik, my finansies, my geestelike lewe, my verhouding met Vader. Alles moet gebaseer wees op geloof. En ek moet ongeloof uit my lewe uitkry. Die oomblik as ongeloof sy kop uitsteek in my lewe, wat vir my sê, Vader se woord is nie waar nie, hy het nie bedoel wat hy sê nie, en my aandag word gevestig op die omstandighede, en hoe groot dit is, en hoe magtig dit is, en hoe sterk dit is, en hoe sterk my vyand is, en hoe groot die reuse is, en hoe versterk die stede is. Dis daai oomblik wat ek moet besluit, ek vlug weg van ongeloof af.
want dit activeer Satan se vermoë in my lewe. Hoor nou vir my mooi. Jy moet die wet van teenoorgesteldes verstaan in die Bybel. Daar's 'n hele paar geestelike wet. Wil net die band omdraai. Die wet van teenoorgesteldes. Die een is positief en die een is negatief, maar hulle lyk albei dieselfde. Die Noordpool en die Suidpool, die een is positief en die een is negatief. Maar hulle is albei pole. Nou, ongeloof is die teenoorgestelde van geloof. En ongeloof is negatief gelaai. En die Almagtige kan niks in u, my en my lewe doen sonder geloof nie. As ons nie geloof het nie, kan hy nie in ons lewe werk nie. Dis onmoontlik, hy kan nie. Dis 'n beginsel. Hy sê dis onmoontlik om hom te behaag sonder geloof. Messia het op baie plekke gekom en vir mense gesê, glo jy ek kan dit doen? Laat dit vir jou wees soos jy geglo het. Geloof aktiveer die krag van die Heilige Gees in ons lewe. Maar die teenoorgestelde daarvan is ongeloof. En ongeloof activeer Satan se krag in jou lewe. As jy nie ongeloof in jou lewe het nie, het Satan nie hou vas nie. As jy nie ongeloof het nie, kan Satan nie 'n invloed uitoefen op jou lewe nie. Maar die oomblik as jy ongeloof in jou lewe toelaat, dan activeer jy gee 'n vasdrapplek vir die duiwel om verwoestingswerk in jou lewe te doen. Hoe kry ons geloof? Jy moet my boekie oor geloof lees. Hoe kry ons geloof? Geloof kry ons deur die woord. Daar's nie 'n ander manier wat ons geloof kry nie. Dis wanneer ons die woord hoor en dit bestudeer en dit op ons mond sit en dit bedink en dit begin doen, dat geloof na ons toe kom. Die Bybel sê in Romeine 10, geloof is uit gehoor en gehoor is deur die woord van Elohim. So as ek nooit sy woord bestudeer en lees en myne maak nie, sal ek nooit geloof hê nie. Hoor nou mooi, hoe meer tyd ek spandeer met sy woord en dit begin glo en doen, hoe groter sal my geloof word. Geloof kom deur die woord van Elohim. Ongeloof kom ook deur die hoor van woorde. Maar Satan se woorde. Satan praat met jou deur die omstandighede, Satan praat met jou in jou denke, Satan praat met jou deur ander mense wat teenstrydig is met sy woord, en jy hoor dit en jy reageer daarop, en ongeloof groei in jou lewe, net soos wat geloof kan groei wanneer dit gebou word deur die woord van Vader. So jy moet wegvlug van ongeloof af, want ongeloof sal maak dat jy nie suksesvol kan leef nie. Jy sal nie in oorwinning kan leef. Ongeloof sal maak dat jy nie oorwinning behaal nie. Ongeloof sal maak dat jy nie geestelik groei nie. Ongeloof sal maak dat jou gebede nie gehoor word nie. Ongeloof sal maak dat jy nie oorwinning oor die duiwel kan behaal nie. En so kan ek aangaan en aangaan en aangaan en aangaan. Ek het vanoggend vir Dominee Johan in die voertuig so 'n bietjie vertel van ons bediening, van hoe dat ons in geloof moet staan, absoluut teenstrydig met wat ons gesien, gevoel en gehoor het, en wat mense ons vertel het, maar ons het besluit, ons staan op sy woord, en dis hoe Vader sy woord in ons lewe vervul het. Ek het dit deur die jare geleer, vlug weg van ongeloof en jaag na geloof, sodat jy sy heerlikheid in jou lewe kan sien en beleef en ervaar. Die volgende ding waarvan ons ook moet vlug is vrees. Weet jy dat as jy 'n verhouding het met Vader, dan gee vrees pad? Vrees is 'n geweldige negatiewe mag. Vrees sal jou so bind dat jy totaal onproduktief word. Vrees sal jou so bind dat jy nooit moed sal hê nie. Jy sal nooit vrymoedigheid hê nie. Vrees sal jou so bind dat jy depressief loop van die môre tot die aand. Vrees sal jou bind dat jy neerslagtig is vir die res van jou lewe. Vrees is 'n teenoorgestelde krag en jy moet van dit af wegvlug, en vrees word altyd geactiveer deur buiteomstandighede. Dis buiteomstandighede wat vrees aktiveer in my lewe, en ek moet dit verstaan, en die Bybel sê ek moet daarvan wegvlug, want wat sê die Bybel? As ek in die koninkryk van duisternis is, het ek nie 'n gees van vrees nie. Ek het 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing, en die Engels sê 'n sound mind, want dis hier in 'n verstand wat versteur is, waar vrees sy oorsprong het en 'n uitwerking het op my emosies. Maar as my verstand sound is, as my verstand onder beheer is, as ek Jahwe ook dien met my verstand. Die Bybel sê ek kan hom nie net dien met my gees nie, ek kan hom nie net dien met my liggaam nie, ek moet Jahwe ook dien met my verstand. Ek moet kyk wat laat ek toe in my denke, wat laat ek toe in my verstand, want dit het 'n invloed op my siel, dit het 'n invloed op my totale lewe. En weet jy hoeveel van ons mense word beheer deur vrees?
Vrees het 'n geweldige houvas op mense se lewens. En Jahwe wil hê ek moet wegvlug van vrees af. Nog 'n ding is bitterheid. Weet jy dat bitterheid sal Jahwe se liefde in jou lewe stop? En die Bybel sê Jahwe is liefde. Liefde is nie 'n passiewe, neutrale, negatiewe krag nie. Liefde is 'n positiewe, kragtige mag. Dis nie 'n sagmoedige neelsie besigheid. Liefde is 'n demonstrasie van die Elohim se natuur. Dis kragtig. En bitterheid is een van die dinge wat die duiwel gebruik om vir jou en vir my weg te hou van die warmte van 'n verhouding. Die warmte van 'n verhouding met Vader, met my man, met my vrou, met my kinders, met ander mense, met my broers, met my susters en ook met myself. Bitterheid kan 'n aaklige ding word. Bitterheid kan gal word hier binne in jou. En die Bybel sê dat as die gal van bitterheid eers hier binne in jou is, dan veragter jy in die genade. En dan verval jy van die geloof. So, dis 'n ding waarmee ek moet deel met my hele hart en wese en nie vir een oomblik bitterheid in my lewe toelaat. Ek het 'n keuse gemaak in my lewe. Maak nie saak wat mense aan my gedoen het. Ek gaan nie bitterheid toelaat. Ek gaan vir Vader hierdie ding gee en vir hom vra hy moet daarmee deel. Hy moet daarmee werk. Ek sê nie dis maklik nie, maar ons moet 'n keuse maak om te sê ek vlug van die goed weg. Want die goed besoedel my. Hierdie goed bind my. Hierdie goed weerhou my. Weet jy hoekom werk nie meer mense vir Vader nie? Vrees. Weet jy hoekom ons verhoudings vertroebel? Bitterheid. Weet jy hoekom ervaar ons nie belofte vervullings in ons lewe nie? Ongeloof. En so kan ek aangaan en aangaan en aangaan. Vlug van dit weg. Vlug van dit weg. Vlug van dit weg. 1 Korintiërs 10 vers 13. Kom ek wys nou vir u die weg hoe u en ek kan uitvlug uit hierdie goed uit. 1 Korintiërs 10 vers 13. Elohim is getrou. Kom ons begin by vers 12. Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Wie staan? Die gelowige staan. Die kind van Vader staan. So moet nie dink omdat jy sy kind is. Jy kan bly staan in my boet. Jy moet leer om te vlug en te jaag. Hoor nou mooi. Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Waar kom versoeking vandaan? Van die koninkryk van duisternis. Dis waarvan ek moet wegvlug. Maar Elohim is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Hoor nou mooi, dit gee vir my baie moed vanmôre. Die duiwel word beperk deur Elohim. Satan mag nie in jou lewe gebruik wat jy nie kan oorwin nie. Is dit nie goeie nuus? So jy moet nie bang wees nie. Jy hoef nie in vrees te leef. Daar's niks waarmee die duiwel na jou toe kom wat jy nie kan oorwin nie. Elohim is getrou, hy sal daarna kyk. Maar luister nou, hoe ontvlug jy? Hoe ontvlug jy? Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Nou hierdie woord uitkoms, gaan lees dit bietjie in 'n paar ander vertalings. Ek wil vir u een lees. Hy sê, He will always provide the way out. He will always provide the way out. Julle moet nou nie met my aan die slaap raak nie. Ek gee nou 'n bietjie diep lering hier vanoggend, maar ek wil hê julle moet mooi luister asseblief. Spit julle oortjies, ons amper klaar. Hoor mooi. Moenie dat die Satan jou nou beroof van kosbare waarhede nie. Hy sal die weg uit voorsien. Die weg uit vir wat? Om te ontvlug. Wie is die weg? Yeshua sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. In die begin was die woord. En die woord was by Elohim. En die woord was Elohim. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die weg is Yeshua. Yeshua is die woord en die woord is die weg. Sien jy dit? Met hom wat hier in jou is. En sy woord kan ons ontvlug. Met sy natuur in ons. Met sy lewe in ons. Met sy woord kan ons ontvlug. Weet jy hoe ontvlug ek? Kom ons neem nou maar 'n voorbeeld van vrees. En vrees kom en vrees sê, jy gaan dit nie maak nie, en jy gaan nie slaag nie, en dit sal nie werk nie, en die omstandighede lyk so, en sis, en dit, en hierdie vrees kom, en hy bind jou, en hy maak jou vas, dan gaan ek na sy woord toe, en ek vind in sy woord waar hy sê, hy met my is, en hy vir my is, en hy in my is, en ek kry in sy woord beloftes, wat Satan sy negatiewe getuienis weer lê.
En ek begin dit vat, en ek sit dit in my mond, en ek begin hom loof dat hy met my is, dat hy vir my is, dat ek gaan oorwin, dat ek gaan slaag, dat elke behoefte van my vervul word, volgens sy rykdom en heerlikheid deur Yeshua, die Messia, prys sy naam, dan vind ek uit, as ek dit doen, het ek 'n weg uit. En ek ontvlug daai ding, wat my in 'n tronk wou sit, wat my gevange wou hou, en wat my wou bind. Sy woord is die weg uit. Yeshua is die weg uit. Wat maak dat u en ek ontvlug? Die heel eerste ding wat u moet doen, as jy in 'n situasie kom waar jy aangeval word of versoek word deur sonde en ongeloof en vrees en bitterheid en al die ander aklige goed waarvan die Bybel praat, die heel eerste ding wat jy moet doen is, wat sê die woord? Wat sê die woord? En as jy uitgevind het wat sê die woord, dan begin jy daai woord bedink en jy sit daai woord op jou tong en jy begin daai woord te lewe en jy begin daai woord te doen. Dis die weg uit. Dis die weg uit. Hoor jy wat ek sê? In elke situasie en in elke omstandigheid. Maak nie saak waarin u is nie. Kyk nou mooi na Hebreërs 2 vers 3. Hebreërs 2 vers 3. As jy 'n bietjie sukkel is net na Psalms. Hebreërs 2 vers 3. Kom ons begin by vers 1. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Gee ag op wat jy gehoor het, dat jy nie wegdrywe nie. Waarmee is Satan besig? Hy wil jou laat wegdrywe. Hy wil jou wegvat wat aan jou behoort. So jy moet ag gee op wat jy gehoor het. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid veronagsaam? Hoor mooi, hoe sal jy ontvlug as jy die groot saligheid wat in Yeshua moontlik gemaak is? Weet jy wat het Yeshua kom doen? Hy kom soek na die verlore skape van die huis van Israel, ja. Maar Yeshua het ook gekom om duiwelse werke te verbreek. Yeshua het ook gekom om vir u en vir my met Vader te versoen. Dis 'n groot saligheid. En as een ek dit verontagsaam in ons lewe en ons gee toe aan vrees en bitterheid en wanhoop en ongeloof en al die goed, en ons gee nie ag op die groot saligheid in Yeshua wat my van hierdie goed kan vrymaak nie, hy sê sal ek nie ontvlug nie. En as ek nie ontvlug nie, dan kry hierdie goed beheer oor my. Hulle kry 'n hou vas oor my en ek lewe in vrees, in depressie, in ongeloof, in wanhoop, in bitterheid. Dis 'n groot saligheid. Ek moet daarop ag gee, ek moet daarna jaag. Ek moet dit myne maak. Prys sy naam, dan ontvlug ek. Ek sal nie ontvlug as ek die groot verlossingswerk verontagsaam nie. Yeshua het nêrens in die Bybel gesê dat Mani Maritz en Koos Prinsloo en Willie Smit sal in hulle eie krag oorwin nie. Maar Yeshua het gesê, in my sal jy oorwin. In my is jy in staat om te oorwin. Ons kan nie net vlug nie, ons moet ook jaag. En waarna moet ons jaag? Nou in die laaste gedeelte van my boodskap wil ek net 'n paar dinge wys hier wat Paulus sê ons moet na jaag. Ons kyk net weer na 1 Timoteus hoofstuk 6. 1 Timoteus hoofstuk 6 vers 11. Hy sê, maar jy man van Elohim. Is hier vanmôre manne en vroue van Elohim? Kan ek jy aansien? Ja, kyk hoe sit hulle hier. Moenie dink is net die predikant waarvan hy praat nie. Jy is 'n man van Elohim, jy is 'n vrou van Elohim, as jy aan hom behoort. Hy sê, vlug weg. Vlug weg, gebruik my woord, vlug weg. Dis 'n weg uit die omstandighede. Kry dit uit jou lewe uit. Heers oor dit. Maar jaag na die geregtigheid en godsaligheid en geloof en liefde en lydsaamheid en sagmoedigheid. Hoor mooi mense, die goed is nie van self joune nie. Jy moet daarna jaag. As ek 'n stuk grond het, het ek nie van self pampoene nie. Môreoggend staan ek op, prys sy naam, my plaas is vol pampoene. Oormôre staan ek op, prys sy naam, my hele plaas is onder tomaties. Nee, die boer weet, as ek my pampoene, jy moet ek dit plant. So terloops, ek is baie lief vir pampoen, hoor. Ek moet tomaties plant. As ek wil skape hê, moet ek skape op my plaas kry. Ek moet beeste daar kry. Ek moet, as ek iets wil hê, moet ek kom plant. Dis 'n beginsel. My geestelike lewe gaan nie net sommer van self blom nie. My geestelike lewe gaan nie net sommer van self produseer nie. Daar's dinge waarna ek moet jaag. En die eerste ding is waarna ek moet jaag is geregtigheid. Nou, oor elkeen van hierdie kan ons nou 'n week lank seminar hou, maar ek moet nou hierdie tydjie wat oor het vinnig vir u noem. Wat is geregtigheid? Waarna moet ek jaag? Ek moet jaag om te verstaan wat is my posisie in Yeshua.
Ek moet verstaan wat het ek geword by wedergeboorte. Ek het sy geregtigheid geword. Ek moet verstaan daar is vir my geen veroordeling nie. Ek moet verstaan ek staan heilig en opreg voor hom. Ek is sy kind, ek is welkom in sy teenwoordigheid. Ek hoef nie meer met my verlede saam te leef nie. Ek is vrygemaak. Ek is 'n geliefde seun. Ek is 'n geliefde dogter. Jaag om dit te verstaan. En weet julle wat sê julle help om dit te verstaan? My boekie oor agter die voorhangs. Gaan verstaan wat beteken geregtigheid. Maak 'n studie van daai boekie. Vind uit wat is geregtigheid. Jaag daarna, jaag daarna, jaag daarna. Dit gaan jou vrymaak. Die tweede ding is geloof. Oor geloof kan ons baie praat. Ek het 'n boek daaroor geskryf. Kry hom, bestudeer hom, vind uit hoe werk geloof. Jaag daarna om geloof te verstaan. Jaag daarna om te weet hoe om deur geloof te leef. Jaag daarna om te weet hoe om Vader se beloftes joune te maak, dat jou lewe elke dag 'n lewe van geloof sal wees. Ek het een oorgeslaan, die godsaligheid. Die godsaligheid. Wat is die godsaligheid? Die godsaligheid is, jaag daarna om so te lewe elke dag dat jy hom behaag. Jaag daarna dat jy elke dag sal lewe soos 'n kind van Vader, 'n kind van die lig. Daar's 'n saligheid in jou lewe. Daar's 'n godsaligheid in jou lewe. Mense kan na jou kyk en sê, hy is waarlik 'n kind van Vader. Jaag daarna dat jou lewe elke dag 'n demonstrasie sal wees van 'n geredde mens, van 'n vry mens. Jaag na liefde. Wat is liefde? Liefde is die godsnatuur. Vind uit hoe werk liefde. Gaan lees 1 Korintiërs 13, bestudeer dit, maak dit deel van jou lewe en sê, my lankmoedigheid kan nog groei. My goedheid kan nog groei. My sagmoedigheid kan nog groei. My vriendelikheid kan nog groei. Jaag daarna, dis vrug wat moet groei in jou lewe. Het ek regtig die broeders lief? Het ek regtig my huismense lief? Wandel ek in liefde? Wandel ek in liefde teenoor u Vader? Het ek myself lief of haat ek myself? Jy kan nie jou broer en suster lief hê as jy nie jouself lief het nie. En jy gaan net jouself begin lief kry as jy geregtigheid verstaan. En jy kan begin verstaan hoe lief het Vader jou. En omdat Vader jou so lief het, kan jy ander lief hê. Jaag daarna. Liefde is die teenoorgestelde van haat. Weet jy wat doen haat? Het vernietig. Maar liefde is Jahwe se natuur. Liefde vir sy volk. Liefde vir sy gemeente. Liefde vir jou naaste. Liefde vir jou broer. Liefde vir jou suster. Jaag daarna. Lydsaamheid. Wat is lydsaamheid? Lydsaamheid, Engels is endurance. Nou dit, moenie dink dit beteken nou wat u dink dit beteken nie. Ek moet maar 'n sagmoedige neelsie wees en bereid om te ly onder alles. Dis nie wat lydsaamheid beteken nie. Lydsaamheid beteken om konstant te wees. Om te staan waar jy staan totdat die ding verander. Ek het Vader se beloftes myne gemaak, nou het ek lydsaamheid, ek is konstant. Ek staan op hierdie ding totdat hy manifesteer in my lewe. Ek wyk nie van hom af nie. Ek wyk nie af van die feit dat ek sy volk is nie. Ek wyk nie af van die feit dat ek sy kind is nie. Ek wyk nie af van die feit dat my Vader bedoel het wat hy gesê het nie. Ek wyk nie af van geloof nie. Ek wyk nie af van my oortuigings rondom sy woord, wat volgens sy woord is nie. Daar's 'n konstantheid in my lewe. Dis nie 'n op en af besigheid. Ek staan waar ek staan en ek is vas daarin. Ek is oortuig daarvan met my hele hart en met my hele wese. Sagmoedigheid is die laaste een. Jaag na sagmoedigheid. Nou hierdie woord sagmoedigheid het 'n wonderlike betekenis as 'n mens nou kyk na Jakobus 1 vers 21. Daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid. Kan jy sien dis weer 'n wegvlug. Vlug weg van hierdie goed. Vlug weg van vuiligheid en oorvloed van boosheid en doen afstand daarvan en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord. Hier's weer die woord sagmoedigheid. Weet jy wat dit beteken? Sagmoedigheid beteken leerbaarheid. Leerbaarheid. Jaag na leerbaarheid. Ek is bang vir die ouens wat sê hulle weet alles. Ek is bang vir die ouens wat sê jy kan my niks meer leer nie. Ek is bang vir die ouens wat sê ek wil jou leer, maar jy kan my nie leer nie. Ek wil altyd 'n leerbare gees hê. Ek wil selfs by 'n kind leer as Vader deur daai kind kan praat en praat. Dis nie 'n manier wat die woord in jou lewe ingeplant kan word en deel van jou lewe kan word as jy nie leerbaar is nie. Weet jy, ek kan vir 'n uur of 2 ure met u praat en u hoor niks omdat u nie leerbaar is. Maar as u leerbaar is, dan hoor u en u maak dit deel van u lewe. En dis wat die Vader wil hê, u moet jaag na leerbaarheid.
jaag daarna, sê daar's dinge wat ek nog nie verstaan nie, daar's dinge wat ek nog nie mooi begryp nie, ek is leerbaar, ek wil leer my. Hier's 'n paar dinge wat Paulus hier noem, en dit is so kosbaar, dit is so wonderlik, en ek wil afsluit. Jaag na geregtigheid, verstaan jou posisie in Yeshua. Jaag na 'n lewe van geloof. Hoe kan ek hom behaag deur my geloof? Hoe kan ek dit uit my lewe uitkry ongeloof? Jaag na liefde, ek wil verstaan hoe werk liefde. Ek wil liefde in my huis hê, ek wil liefde in my lewe hê. Hoe werk dit? Ek wil konstant wees, ek wil geduldig en lydsaamheid in my lewe hê, en ek wil staan waar ek staan en nie beweeg word van dit waarvan ek oortuig is nie, en ek wil self staan in my gebed totdat die antwoord gemanifesteer. Ek is 'n konstante mens en ek is 'n leerbare mens. En Paulus sê, dis deel van die goeie stryd van die geloof. Jy jaag na hierdie dinge om hulle gevestig te kry in julle lewe. En ek sluit af met Lukas 21 vers 19. Luister wat sê die meester vir ons hier in Lukas 21 vers 19. En dit gaan saam met dit alles waaroor ek vanoggend met u gepraat het. Lukas 21 vers 19. Kom ons begin by vers 17. En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam, en geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie, en deur julle volharding moet julle lewe in besit kry. Deur jou volharding moet jy jaag. Deur jou volharding moet jy in besit kry wat aan jou behoort, wat joune is. Vlug weg van dit wat jou benadeel. Vlug weg van dit wat jou wil wegtrek. Vlug weg van dit wat jou vashou. En vir sommige van u wat na hierdie kaset luister, gaan dit beteken jy moet wegvlug van jou kerk af. Jy moet wegvlug van die Babyloniese sisteem. Jy moet wegvlug van die wêreldse manier van dink en doen. Vlug weg, vlug weg, vlug weg, maar jaag na waarheid. Jaag na hierdie dinge waaroor ons vanoggend gepraat het, om dit deel van jou lewe te maak. En as jy volhard, gaan jy beheer kry oor jou lewe. En jou lewe gaan vervulling hê. En jou lewe gaan vervulling ervaar, en jy gaan waarlik die vreugde ervaar van kind van Vader wees. Vader, ons dank U vanoggend vir U woord. Ons dank U dat U vir ons U woord gegee het as 'n lig vir ons voete en 'n lamp vir ons pad. En ek bid vanmôre, my koning, dat U vir elkeen van ons wat vanmôre geluister het, die genade sal gee om deur U Gees gedryf weg te vlug van dit wat Satan wil gebruik om ons te weerhou daarvan om te wees wat U wil hê ons moet wees. Kyk hoe lyk hierdie volk van ons, hulle beantwoord glad nie aan dit waarvoor U hulle geskaap het nie. Vader, ons volk is vasgevang in die greep van die mag van duisternis deur hulle onkunde. O, ek bid dat U volk in hierdie tyd die woord sal hoor, dat hulle sal wegvlug van hulle kompromieë met die duisternis en met die heidene en hulle manier van leef en doen, wegvlug van die leuen, en dat die volk by die waarheid sal kom, dat hulle by Yeshua sal kom, dat hulle by die meester sal kom. Maar ek bid vanmôre dat hulle wat onder U volk is en wat by Yeshua uitgekom het en die ewige lewe ontvang het, nie net sal vlug nie, maar dat hulle ook sal jaag na hierdie dinge, dat ons dit kan verkondig, dat ons dit kan leef, dat ons dit kan praat, en dat die mense om ons kan vrykom en loskom en waarlik die lewe van die Gees kan belewe. O, ek bid dit vanmôre met my hele hart, en ek vra dat hierdie waarheid van U woord sal ingaan in ons harte, ingaan in ons binneste, en dat ons waarlik mense sal wees wat dit deel van ons lewe sal maak. Ek sien hierdie ou mensies wat vanoggend hier is, en ek bid dat U Gees grootliks in hulle sal werk, en dat U hulle grootliks genadig sal wees, en ek bid dat U woord snel sal groei in hulle harte en hulle lewens, en dat hulle gees sensitief en wakker sal wees, Vader, vir dit wat die vyand in hulle lewe wil bring om vir hulle te bind, maar dat hulle ook wakker sal wees om te jaag na dit wat U vir hulle het in Yeshua die Messia. As hulle nie vervul is met die Heilige Gees nie, dat hulle daarna sal jaag. As hulle nie weergebore is nie, dat hulle daarna sal jaag. O, as hulle nie hulle posisie in Messia verstaan nie, dat hulle daarna sal jaag. As hulle nie 'n lewe van geloof leef nie, dat hulle daarna sal jaag met hulle hele hart en wese. En ek bid vir 'n leerbare gees om dit wat U aan ons gee, ons eie te maak. In Yeshua se naam. Amen. Ontvang Vader se seën, volk van Jahwe, liggaam en gemeente van Yeshua. Jahwe sal U seën en U behoed. Vader, Jahwe sal sy aangesig oor U laat skyn en vir U genadig wees.
Vader Jahwe sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. Mag nou die genade van ons Meester, die liefde van ons Vader en die gemeenskap van Jaroach, die Heilige Gees, met u bly en wees, totdat ons koning kom. Amen.